Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser en ons redder. Vriende, hoe geseënd is ons nie weer om 'n woord uit Vader se almagtige woord te kan leer en te kan lees nie. Ek hoop en vertrou met elkeen van julle gaan dit goed en geseënd. Vriende, is daar dalk vandag mense wat jy moet vergewe en vryspreek? Let wel, ek vra, vergewe en moet vryspreek. Nie net ek sal hom vergewe, maar ek sal hom nooit vergeet nie. Nee vriende, julle sien daai twee goeders loop hand in hand. Jy kan nie die een sonder die ander een nie. Sien, Jesus sê ons is geseënd wanneer ons ander mense vergewe. Julle weet, daai is 'n beginsel wat ons Here Jesus seker omtrent 3 of 4 keer in die evangelies herhaal. Ons lees in Matteus 5:7. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Die vriende, die woord is so kosbaar. Die woord sê nie geseënd is die wat barmhartig is, want dalk sal jy ook barmhartigheid bewys word nie. Nee, die woord sê dan sal jy barmhartigheid gewys word. Is dit nie kosbaar nie? En weet julle, ons kan regtig daai woord glo, want dit is 'n woord van ons almagtige God. En ons weet ons Vader kan nie jokkie. Al wil hy kan nie jokkie. Jy sien, toe hy sy disippels met die Onse Vader geleer het hoe om te bid, sê hy, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Ja, ek dink dit is vir Here Jesus so 'n belangrike ding om te vergewe en te vergeet en vry te spreek, dat hy dit so baie moet herhaal. Dit ons vir ons Here Jesus belangrik is, dan moet dit verseker vir ons ook belangrik wees. En daar is dus 'n bepaalde verhouding tussen vergifnis wat ons ontvang en die wat ons gee. Die vergifnis wat ons gee, bepaal die vergifnis wat ons ontvang. Direk na Jesus die disippels geleer het om te bid, sê hy vir hulle in Matteus 6:15, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Dit is dan maar verskriklik, vriende. Ek dink jy kan daar bid tot jou knie deur is, maar Vader gaan jou nie vergewe nie. Dit staan in sy woord. En daar is nie 'n ompad om sy woord nie. Daar is net een woord en dit is die waarheid. Jy sien vriende, dan vertel hy in Markus 18 gelykenis van iemand wat die koning baie geld geskuld het. Ek dink ons is almal baie bekend met daardie deel, wat hy die ou al sy skuld mos vrygespreek het en vir hom het afgeskryf het, maar toe hy mos sy skuldenaar raakloop, net soos wat hy uitloop by die paleis uit vir die koning. En die arme man het nie eers vir hom naaste by so baie geskuld soos wat hy die koning geskuld het nie. Het hy die man sommer net daar in die tronk gegooi, sonder om hom te vergewe of hom 'n kans te gee. Sien vriende, dit is nie wat ons God doen nie. God sal ons nie in 'n tronk gooi nie. Nie soos daardie koning se man gedoen het nie. Maar weet julle, as ons nie vergewe nie, as ons nie ons bitterheid laat staan nie, as ons nie mense vryspreek nie, weet julle wat doen dit? Dan sit dit onsself in 'n tronk. Want dan is ons nou in daardie tronk van onvergifnis. Nee, ek sal nie daai ou kan vergewe vir dit of vir daai of die nie. En dan kry ons self so jammer. Maar weet julle, daar leer Jesus vir ons. As jy nie daai man is mense vryspreek, gaan God jou ook nie vryspreek nie. En ek dink Vader sê ook in sy woord, nie ek dink nie, ek weet. Vader sê ook in sy woord dat as ons offergawes na sy tempel toe vat en ons wil gaan aanbid en ons weet ons het iets teen ons broer of ons broer teen ons, sit jou goed neer, gaan maak eers jou saak reg met hom en dan kom offer jy. Dit is so 'n belangrike ding vir Vader, dat ons in vrede en vreugde moet saam lewe. Sien vriende, Jesus leer ons dat ons mense moet vergewe en vryspreek. Soos ek gesê het, vergeet en vergewe. Ons kan nie die een vashou en die ander laat gaan nie. Vriende, mag ons vandag die Here vra om met sy krag in ons te werk, sodat ons regtig kan vergewe en kan vergeef, net soos hy dit vir ons doen. Kom ons probeer regtig, ons spreek hulle vry, sodat ons self ook kan vry wees. Weet julle, om daardie las
van jou skouers af te gooi. Daardie verligting te kan voel. Dit is asemrowend. Dit is regtig. Mense kan dit nie beskryf as jy dit nie self doen nie. Om daardie ding so teen iemand te hou en net altyd soos wat ons altyd sê, nee, ek kan nie, maar weet julle wat, by ons God en ons hemelse Vader bestaan daar nie so iets soos kan nie. Ek stel jouself voor dat jy kan nie. Sê maar nou vir jouself dat God kan ook nie vir jou nie. Gaan dit regverdig wees? Hoe gaan jy voel daaroor? Wat gaan jy daarin doen? Ons los te God se hande. Vriende, en dan weet julle, as jy ons nou vergewe het en vergeet het, wat 'n lekkerder manier is daar nie om dan vrede te maak nie. Ons lees dan nog God se woord in Matteus 5 vers 9 weer. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wat 'n wonderlike woord, vriende. Wil jy nie 'n kind van God genoem word nie? Wat gaan dit uit jou uitvat net om vrede te maak? Om te vergewe, om te vergeet. En net so te lewe met dit in jou hart, dat jy nou weet jy, ek is nou waarlik vry. God het my gehoor, God het my ook vergewe en alles weggewis, alles weggevat. Ek het gaan vrede maak. Daarom kan ek met alle geloof in my hart sê, ek is God se kind. En dis sien vriende, in ons hedendaagse tyd met oorgenoeg politieke probleme, uitdagings en die dinge wat dalk bekommernis en vrees by ons skep, sê hierdie vers vir ons. Gelukkig is diegene wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef, of mense wat rusie soek. Wat kan ons vandag doen om vrede in plaas van vrees in enige gesprek te praat? Hoe gaan ons dit probeer? Praat minder saam oor die politieke probleme en sê eerder, kom ons bid vir die mense wat probleme veroorsaak. Julle sien vriende, God roep ons om vredemakers te wees. Dit is 'n opdrag, want dit staan in die woord. En vriende, die woord vrede, of terwyl shalom uit die Hebreërs, beteken heelheid. Dit word verder omskryf as 'n toestand van rus en kalmte. In die Engelse verse staan dit bekend as a sense of well-being, of everything that makes for a man's highest good. Sien vriende, hierdie beginsel verwys na geestelike vooruitgang en voorspoed vir iemand se eie beswil. Wanneer ek dus as vreemdeling lewe en dit tot my eie beswil, die teenoorgestelde daarvan is om oorlog te maak, rusie te maak of twis te skep. Is dit regtig hoe ons wil lewe, vriende? Hoe beoefen of bevorder ek vrede? In 2 Petrus 1 vers 2 lees ons: Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus, ons Here. Sien vriende, na mate my kennis van God vermeerder my vrede ook. Ons moet vrede met God hê, voordat ons vrede van God kan hê. So vriende, my uitdaging is, kom ons maak vrede met God, sodat God ook vrede met ons kan hê, en vir ons daardie vrede kan gee wat alle verstand te bowe gaan. Die almagtige vrede, sy wonderlike liefde, sy vrede, sy genade. En weet julle, ons gaan leef dit uit. Ons gaan leef dit uit soos kinders van God. Wat 'n voorreg is dit nie om 'n kind van God genoem te mag word nie. Vriende, laat ons daardie naam hoog ag en laat ons regtig so sal lewe dat dit vir ons Here aanneemlik is, aanneemlik lyk vir wat ons doen, wat ons sê, hoe ons optree, hoe ons vergewe, hoe ons vergeet, hoe ons vrede maak en daardeur siele vir sy koninkryk kan wen. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here onsse God, Vader, baie dankie Here dat ons weer vandag nader en nader aan U kan kom, Here, en ook weer eens net te kan leer die riglyne wat U vir ons wys en vir ons gee, Vader, van hoe om te lewe
Here, help ons regtig, Vader. Werk in ons harte, Here, dat as daar nog enige onkruid is van onvergifnis en risie en skel, Here, wil U dit nie kom uitruk of uitpluk en dit vat en dit verwoes en verbrand nie, Here. En dat ons eerder vrede en vreugde in ons harte sal saamdra, Here, dat ons mense sal vergewe en sal vergeet, en met God dan daar die vrede sal maak tussen mense, soos wat dit U behaag, Vader, en soos wat dit U opdrag is. Here, maar versterk ons asseblief so met die Heilige Gees, want Vader, op ons eie sal ons dit nie kan regkry nie, maar my God, saam met U kan ons kan meer as oorwinnaars wees, want U het alreeds vir ons daardie krag gegee. Help ons om dit terug te vat, wat die Satan van ons af gesteel het, en regtig, Here, U koninkryk hier op aarde kan bou, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Ek vra dit in die God se naam wat ek ken, Here, dit is Yeshua Messia. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van JCR MTS familie. Ek is geleë in Port Elizabeth. As enige een van julle nog verder gebed of bemoediging nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.